Dankie dat U by ons is. Dankie dat U binne in ons is. Dankie dat ons vanmôre kan weet, dat ons weet die Here is getrou en hy stap saam met ons. Dankie vir hy meisiekind wat beter is. Ons bid dat sy volkome herstel sal beleef. Dankie vir elke man wat vanoggend hier is en wat dalk in sy hart storms beleef. Dankie dat dit nou stil word. Wanneer U sê vrede, dan raak storms stil. Ons bid dit in Jesus naam. Bid dat U vanoggend net in ons harte sal help om U hart beter te verstaan. In Jesus naam. Amen. Dit is vir my lekker om saam met julle te wees. Dis my hoogtepunte. Hulle het so tyd terug het 'n paar manne vir my gesê, dis nou tyd dat jy hier en daar so bietjie iets minder maak. Sê ek, los net die manne goed uit. Solank as by manne kan wees, is ek so tevrede en so gelukkig. Ek wil vanoggend met jou praat oor die onderwerp of oor die tema, soms twyfel ons. Wat gebeur as ek as man twyfel? En die uitwerking van twyfel is enorm, want dit het 'n uitwerking op my man wees. Want as ek twyfel in God, begin die vrae al hoe meer word. So wanneer ek twyfel, dan is daar, ek begin twyfel in my man wees, ek begin twyfel in my vermoëns tot keuses, tot besluite. Die impak van twyfel is enorm. Dis nie net 'n klein deeltjie van ons lewens nie, maar ons almal beleef soms twyfel. En ek dink die eerste punt wat ek in jou hart vir jou wil vasmaak is dat twyfel is nie sonde nie. Dis deel van mens wees. Ek is baie keer versigtig vir hierdie geestelike ouens wat die hele tyd net sê hulle twyfel nooit nie. Jy's net altyd on top of it. Jy's net altyd die hele tyd daar aan die gang. Dit lei tot geestelike uitbranding. Dit lei tot geestelike misnoë, dat jy kom op 'n plek waar jy jouself begin meet aan ander ouens en dan sê jy, maar hierdie ouens sê, hulle twyfel nooit nie, maar hier binne in my grind ek met die Here, want ek twyfel soms. Maar weet wat vir my amazing van twyfel is? Twyfel loop hand aan hand met geloof. En volgende week gaan ek bietjie so meer daaroor met jou praat, maar weet jy wat? As ek twyfel, word daar vir my 'n gap in my lewe geskep waar God wat berge kan skuif kan begin werk. Maar ek moet die twyfel erken. Ek moet dit kan neem. Ek moet kan sê, Here, op hierdie terrein sukkel ek om U te vertrou. Op hierdie terrein sukkel ek om U hand raak te sien, of op hierdie terrein sukkel ek om U antwoord raak te sien, en dit gebeur. Maar die groot ding is, neem jou twyfel. So kom by 'n plek waar jy vir jouself sê, hier sukkel ek. Moenie met hierdie ding maal nie, want as hy in jou kop maal, grind hy jou, en dan werk hy in op jou ander dele van jou menswees. Ek wil na Matteus 11 toe gaan. Johannes het in die tronk gehoor, Matteus 11 vanaf vers 2 tot 6. Johannes het in die tronk gehoor wat Jesus doen. Die werke soos die verwagte Messias sou doen. Hy stuur toe sy disippels om vir Jesus te vra, is U werklik die Messias wat sou kom? Of moet ons nog iemand anders verwag? En Jesus het hom geantwoord, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien, verlamdes loop, melaatses word gesond, dowes hoor, dooies word opgewek, en armes hoor die goeie nuus. En hulle sê vir hom, gelukkig is elkeen wat nie in my 'n struikelblok vind nie. Twyfel en geloof loop hand aan hand. Moet hom net nie lêplek in jou lewe gee nie. Moet net nie dat twyfel gaan lê nie. Nou moet jy Johannes se storie verstaan. Johannes is die voorloper van Jesus. Hy's die een wat gestuur was om die weg vir Jesus te baan. En Johannes het oor hom gepraat. Johannes het hom gedoop. Johannes het baie naby aan Jesus geloop. Johannes is die enigste persoon wat in die Bybel van geskryf word, dat hy was gevul met die Heilige Gees van geboorte af. Dis powerful. As daar nou een ou is wat moet kon bly glo, is dit Johannes. Van geboorte af is hy gevul. Hy het anders gelewe, hy het anders gedoen, hy het in die woestyn geleef, hy het Jesus aangekondig. Imagine, jy is die een wat
in 'n wêreld wat verwoes is, wat de mekaar is, die een is wat regtig die verlosser kon aankondig, en hier kom hy, en hier doen hy die wonderwerke, en hier sit jy in die tronk, en jy weet, ek tel die dae, of dalk die ure af, na my teregstelling. Ek gaan sterf. En Johannes gaan en hy sê, in daai tyd wat hy Jesus aankondig, kyk, daar's die lam. Hy het hierdie amazing, daai oomblik, ek het terwyl ek hier voorberei aan hierdie ene, dan dink ek, imagine, ek kan regtig daai eerste oomblik gehad het, nou is dit 'n voorreg, ons kan dit uitroep en sê ons, daar's mense wat gered word, daar's dowes wat hoor, daar's regtig wonderwerke wat gebeur, die Here help ons, maar hier is Johannes, die eerste ou wat dit doen, in 'n godsdienstige, in 'n kultuurwêreld waar dit glad nie inpas nie, en hy sê, daar's die lam, en hy kon hom fisies uitwys, en hy beweeg van daar's die lam, na hierdie sin toe, en hy sê, is hy die een wat sou kom, of moet ek aan die een verwag? Hy herken Jesus, hy sien hom raak, nou sit hy in die tronk, en hy's moeg, en hy's alleen, en tronk is nie ons sentraal gevangenis Pretoria nie, dit was ander plekke daai gewees, dit was wilde plekke, en wilde goed wat gebeur het, en hy stuur hierdie vraag, is hy die een wat sou kom? Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer jy hierdie vraag vra, het jy nie jou geloof verloor nie, maar jy verloor jou duidelikheid. So as jy die vraag vra, is u, waar's u, hoekom, waarom, hoor net vanmôre, dis nie, genigtig, nou moet ek quit, die Here gaan sy rug op my draai, of die Here gaan nie meer by my as man wees nie, want ek het my geloof verloor nie, nee, ek het net my duidelikheid verloor, en almal van ons verloor soms ons duidelikheid, oor wie hy is, en waarmee hy besig is in ons lewens. En wanneer jy twyfel, bevraagteken jy nie wie Jesus is, omdat jy nie meer glo nie, maar jy worstel met God se teenwoordigheid in die middel van dit wat jy beleef, en almal van ons gaan op 'n stadium deur storms. Wat is die ding waarvoor jy gebid het, tot nou toe, en nog nie 'n antwoord gekry het? Wat is daai een ding in jou man wees, wat jy mee struggle, en, ekskuus, en jy wonder, waar's die Here, en jy vra dalk die vraag, hoekom? Ek het in 'n kerk gesit, waar die predikant se tema was, die hoekoms van die lewe, en ek dog, hy gaan die ouens bemoedig, en toe sê vir ons moet asseblief nie Sondag in die hoekoms nie. Besef ek, hierdie ou verstaan nie God se hart nie. Daar's niks verkeerd om reël met God te wees nie. Weet jy, wanneer meet jy reël verhouding met God en religion, is wanneer jy met religion alles wil inkleer, en vir alles 'n antwoord wil hê, en vir alles wil 'n verklaring kry. Jy's besig met godsdienstigheid dan. God wil 'n reël man hê. Hy wil 'n man hê wat sy hart kan oopmaak en sê, Here, hiermee sukkel ek. Hier vra ek 'n vraag, hier is 'n ding in my hart wat ek my duidelikheid oor verloor het, en ek het nie 'n antwoord vanmôre op dit nie. En Jesus het nie verander na Johannes nie, maar Johannes se omstandighede het verander, en vanmôre moet jy dit hoor, Jesus se hart, God se hart vir my en jou, verander nooit nie. Hy's 'n standvastige God. Hy's altyd dieselfde, sy hart vir jou, in jou goeie tye, in jou slegte tye, in jou gebrokenheid, en wanneer jy major die ding blaas en droog maak, is presies dieselfde, hy sê kom. Maar ons duidelikheid oor hom verander, want ons het prentjies van hoe sy hart lyk, en ek dink ons twyfel baie keer, omdat ons sy hart vergeet vir ons. Sy hart is solid. Daar's een lyn wat jy in jou lewe kan vasmaak, en sê, God is vir my. Weet jy hoe is hy vir jou? Nou, sê party ons religious, ja nie vir daai ou nie, nie vir daai ou nie. God se hart is vir die ou wat op die verste plek verlore is, presies dieselfde as vir my. Hy wil my gered hê. Hy wil my solid op my voete hê, en hy wil saam met my 'n pad loop. En hier is Johannes, hy's in die tronk, hy's alleen, hy's uitgeput, hy's op pad na die doodstraf toe, hy's weggeskeer van sy roeping af, hy's afgesny van sy community af, en hy voel onnugter. Hy's teleurgesteld, die Messias het gekom, maar ek is vasgevang hier in 'n tronk. Dit gaan goed daar buite, dit lyk so wonderlik, siekes word gesond, blindes sien, dowes hoor, dooies word opgewek, en hier is ek, en ek vra 'n vraag, en ek gaan 'n vraag vra, Here, is U die een wat sou kom? Is U die een wat beloftes gemaak het?
Is hy die een wat die wêreld regtig sou verander? Want nou sien ek, die wêreld word daar verander, maar dit gebeur nie hier in my eie lewe nie. En hier is Jesus se respons, en ek wil hê jy moet vanmôre die Here se respons hoor. Dis nie Johannes jou ongelowige nie. Dis nie Johannes, waarmee struggle jy nadat jy alles gesien het nie. Dis nie condemnation nie, dis nie 'n aanslag op Johannes se kunskap nie. Hy stuur vir hom bewyse en bemoediging, twee goed. Hy sê, gaan vertel vir Johannes wat jy sien. Blindes sien, lammes loop, en gelukkig is die een wat nie oor my struikel nie. Jesus, ek het al condemnation preke oor daai sinnetjie gehoor. Gelukkig is die een wat nie oor my struikel nie. Al wat moet gebeur is, jy gaan gelukkig wees, jou hart gaan bly staan in die oomblik van jou twyfel, as jy nie die Here die oorsaak in jou kop van jou twyfel maak nie. Hy is getrou. Die Here is solid, en ons moet dit vasmaak. Manne, dis iets wat 'n ou in geloof moet vasmaak. En dan sê Jesus vir die skare, dis hoe Jesus oor Johannes voel. Hy sê, onder die mense wat uit vroue gebore is daar niemand groter as Johannes nie. Jesus kom en hy eer Johannes. Hy honor die ou wat nou twyfel. En vanmôre moet jy dit hoor. Vanmôre moet jy hoor dat die Here se hart vir jou is en na jou toe is. Maak nie saak waar jy in jou journey is nie, of jy twyfel en of jy nie twyfel. Van ons wat hier sit, wonder nog, soek nog, en is hier omdat ons buddies ons hier het. Miskien het hulle vir jou 'n bier beloof, dit gaan nie gebeur so vroeg nie. Maar jy's hier. En al het jy jou hiernatoe gesleep, en al het jy hiernatoe gekom met ander gedagtes in jou hart, sê die Here vanmôre vir jou, soos wat hy van Johannes sê, daar's my laaitie. Daar's my laaitie. En ons moet dit begin hoor in ons harte. Dit was vir my die grootste dag, ek het dit so 'n paar maande terug met julle gedeel, waar ek in die stort gestaan het en die Here vir my gesê het, jy's my laaitie. Waar die kerkwêreld sê nee, waar die mense om my sê, hierdie ou gaan dit nie maak nie, kom die Here en hy sê, jy is sy laaitie, en hy eer jou en hy skaam hom nie vir jou nie. So ek wil 'n paar goed met jou deel vanmôre. Twyfel gebeur, begin in jou kop en dan beweeg dit na jou hart toe. En hier's van ons wat overthinkers is. Jy dink hom uit. Jy dink hom regtig deur. Jy maak video's van daai ding in jou hart. Van julle is nogal tegnies daar. Julle sit tot onderskrifte en byklanke by. En jy stoei met hierdie goed in jou hart en jy kleur hom in, maar jy praat met niemand nie. Meneere, ons moet met mekaar kan praat om clarity te kry. Gister, in 'n oomblik waar ek nie weet of ek 'n ou moet doodry en of nie, okay, julle gaan nooit daarheen nie, maar het ek net 'n chomp gebel en gesê, ek sukkel met hierdie ou in my kop. Jy het nodig om clarity te kry. Oefen om met iemand te praat, maar nie 'n ou wat jou verder kwaad praat, dat julle saam ry en die ou gaan doodry nie. Maar iemand wat vir jou sê, die Here is daar. Iemand wat vir jou sê, hoor vanmôre, die Here is daar, en kom laat die Here by jou kom, want omstandighede kan jou prentjie in een oomblik verander. Dinsdag is my swaar oorlede. Hy het septisemia opgetel. Nice ou, hy's nog gesond, lekker golf gespeel. Verlede week septisemia gekry, 2 beroertes gehad en maandag aand 2 hartaanvalle gehad. Dinsdagoggend sê hulle vir ons, hy's klaar. Hy het 'n living will gehad. So dit klink nou verskriklik, maar dis nou, dan sit die ou die masjiene af. En terwyl ons daar is in daai proses met almal praat en almal kalm kry en tot unity kom dat dit kan gebeur. Staan ek daar en ek sê vir die Here, ek sê in my hart, hierdie ding, ek sê, is 'n ou bid vir party ouens en hulle word gesond, en hierdie ou vir wie jy lief is, bid jy en niks gebeur nie. Nou het so vertrou en in die nagte wakker geword en vir hom gebid en dan gaan hy, en dan verloor 'n ou clarity in jou kop, want omstandighede laat jou vir 'n oomblik vra. Kan ek vir jou ietsie sê, in my hart voel ek dit? Dis van julle wat in jou kop spasie vasgehaak het en nou net na jou hart toe beweeg. En nou sukkel jy.
Dit voel vir jou of jou verhouding met die Here 'n groot grind is. Dit voel vir jou of as ek gaan hierdie ding net nooit ophou nie, ek is hier, maar ek is ook nie hier nie, en ek is hier, maar ek is sukkel, en ek stoei, omdat ek hier is, en dit voel vir my, waar's die Here, en hy het in jou hart ingekom, vanmôre moet jy jou hart aanspreek. Dawid het dit gedoen, hy sê, my siel, jou hart, waarom buig jy jou neer? En jy moet met jouself praat, menere, dis belangrik vir ons as manne om oor hierdie goed te praat, om met mekaar te praat, om clarity te kry, om na hierdie tipe byeenkoms te kom. Al voel jy down and out, al sê jou hele lyf en jou hele hart vir jou, ek wil nie na hierdie tipe goed toe gaan nie, kom net, daag net op. Ek sal nooit vergeet nie, terwyl ek op Rou geswat het, en jy hier naby eksamentyd, jy moet 'n aantal klasse mos bywoon, anders te kry jy nie eksamen toelating nie. En nou het ons hierdie chom Andrew, hy mis te veel klas, hy's te veel babbelas, en jy weet, hy daag nie op nie. Nou sleep ons hom saam, ons sê vir hom, Andrew, jy gaan nie eksamen toelating kry nie, sy Engelsman. Nou sê ons vir hom, jy gaan nie eksamen toelating kry nie, jy moet saam gaan. Ek sal nooit vergeet nie, ons sleep hom die oggend saam, maar nou is hy in die klas, so ek worry nie, ek konsentreer, want ek moet luister, ek kan nie swat nie, ek is dysleksie, so ek moet fyn luister wat hulle sê. En Andrew lê daar so, hy's kus, hy lê in die klas. En nou doen sy wragtig daai oggend roukol, en sy sê, Andrew, ek sal dit nooit vergeet nie, net sy vingerpunte het bo die bank uitgekom. En hy het gesê, I'm present but horizontal, man. So al is jy present but horizontal, kom. Maar kyk na jou hart, pas jou hart op. Jy weet, as ons na die Bybel kyk, is die Bybel vol twyfelaars. Adam het getwyfel aan wat God gesê het. Adam het getwyfel regdeur van Adam af. Thomas het getwyfel na trauma. En Thomas, hierdie ou, 'n disipel wat saam met Jesus vir 3 jaar gestap het, wat self met sy eie oë die wonderwerke gesien het, het gesien hoe hy sterf en het gewonder, wat is my toekoms? Julle onthou Elias se storie na sy uitputting, Job, nadat hy alles verloor het. En weet waar groei twyfel? As jy jouself isoleer. Ek sal nooit vergeet, toe ek 'n ruk uit die bediening was weens my egskeiding, het ek myself afgeskuif van almal. Ek het nie met mense gepraat nie, ek wou nie met mense praat nie. Ou dink mense gaan jou judge, jy dink die Here het jou verlaat, jy dink die Here kan jou nie meer seën nie. Ons het hierdie verdienste ding dat ons dink, ons moet 'n klomp goed reg kry, dat die Here se hart dieselfde vir ons bly. Ons het dit eerste vanmôre vasgemaak. Die Here se hart bly dieselfde vir ons. Dis ons insig wat verander en wat maak dat ons soms twyfel. Just be present. Even if you're horizontal, just be present. Weet wat is die ander ding? As jy jouself isoleer, sien jy goed soos wat dit nie is nie. Moet ek hom weer vir jou sê. As jy jouself isoleer, sien jy goed soos wat dit nie is nie. Jou kop kan met jou mors. Ek weet nie of julle dit beleef, miskien sit julle maar net hier, ek weet nie. Maar ek beleef dit met tye. Ek het nou die aand, nee, ek vertel hierdie goed vir mense, ek inspireer manne, ek word wakker nou die aand, maar ek slaan 'n sweet uit 3 uur die oggend. Dis nie bidtyd vir my nie, dit was 'n nagmerrie tyd. Ek slaan sweet uit en ek sê vir die Here, waar's U? En ek begin met die Here redeneer oor hierdie goed. Want weet jy wat gebeur? Jy sien dinge soos hulle nie is nie, maar jy sien dinge waar jy is. So besef vandag, as jy sukkel, as jy twyfel, is dit waar jy is. Dis nie waar God is nie. God is groter as hierdie goed, en ek is nie 'n religious ou nie, julle ouens wat my ken, weet, ek is nie ou wat alles net fairy tale nie, soms moet ons grind, manne. Soms moet ons net opdaag, partykeer moet jy na iemand toe ry en sê, ek sukkel in my kop met hierdie saak, help my, en twyfel kom nie altyd uit logika nie, maar baie keer uit pyn, uit moedeloosheid. Ons dink ons is slim, ek het nou die dag met 'n ou gesels, nou is hy slim, hy werk al God se somme vir hom uit. Toe sê ek vir hom, jy's dom. Hy het dit nie gelaai. Dit kom uit pyn. Ek sê vir hom, waar is jy in jou lewe? Rus jy? Probeer jy almal se te red? Probeer jy almal se probleme oplos? Probeer jy macho wees as man om alleen te staan en te sê, ek gaan dit maak en ek gaan deur hierdie goed gaan.
Partykeer sien jy soos Thomas in jou hart, dan sien jy iets gebeur, 'n kruis gebeur, 'n teleurstelling gebeur. Jy weet, hier kom Johannes, dis isolasie. Johannes sin is isolasie. Ek is afgesny, ek is nie meer lewend nie. Ek is nie meer deel van dit nie. Ek is nie meer deel van die proses nie. As ek na Dawid se tyd kyk, toe hy met homself moes praat, was hy onder enorme druk en in groeperinge gewees. Pas op in die gesprekke waarin jy ingaan, daar's mense wat vir jou die lig laat afskakel. Ek het so een ou in my lewe, as hy kom is hy net negativiteit, dit is asof hy die suurstof uit 'n vertrek uitvat. Ek het al gedink om vir hom 'n morfienlappie te gee. Dis ek het verkeerde gewerk. Ouens, twyfel groei in donker. Jesus sê, ek en jy is die lig. Daai lig wat hy in ons lewens plaas, kan in een oomblik nou deur sy Heilige Gees in jou hart aangeskakel word. Vra vir die Here, bid hierdie gebed soos 'n kind. Here, gee vir my u perspektief oor dit waarmee ek besig is. Ons is besig met 'n grondtransaksie. Jesus, in my kop is vasgevang in goed en in een oomblik terwyl ek met die Here nou praat ek oor die hoe. Jy weet, ek is 'n ou wat probleme wil oplos. Dit moet ook gister gebeur het. En ek wil altyd die Here daarmee help. Ek is altyd in daai proses waar ek die Here wil help om sy werk te doen. En al antwoord wat ek kry is, jy kyk na die nommers in plaas van na my. Meneere, ons moet God se prentjie oor hierdie goed begin kry. Ek en jy, kom ons wees eerlik vandag. Ek en jy maak soms, meer as gereeld, die verkeerde som. Ek en jy maak baie keer die verkeerde conclusion. En weet wat maak ons in daai conclusion? Ons sluit die Here uit. Ons sluit uit wat hy kan doen en hoe hy in ons lewens kan werk. Hier kom die hoop gedeelte en dan gaan ek klaarmaak. Jesus verwerp nie twyfelaars nie, hy ontmoet hulle. Hy verwerp nie 'n twyfelaar nie, hy gaan jou ontmoet. Kom soos jy is, dat hy jou kan ontmoet waar jy is. Kom met jou twyfel, kom met jou hart. Hy stuur nie vir jou 'n preek terug en sê, "Jesus man, jy moet jou woordeskat regkry." Ek het nou die dag 'n ou gehad wat dit vir my sê, toe wil ek vir hom sê, "Luister, hierdie woordeskat sukkel op die oomblik." Dis nie wat die Here doen nie. Hy kom en hy ontmoet jou. Hy stuur vir jou 'n reminder dat hy aan die beweeg is. Hy stuur vanmôre vir jou 'n reminder. Ekskuus dat jy sy laait is. Hy sê, "Gaan vertel vir Johannes." Dis hoekom ons mekaar nodig het. Partykeer moet ons net vir mekaar nie gaan vertel, wie wat wel baie ouens doen. Kom ek vertel jou, jy moet so glo, jy moet so praat, jy nee man. Al wat ek vir jou vanmôre wil sê is, waar jy is in jou som, is jou prentjie van God dalk verkeerd. Want ek wil jou vanmôre vertel, die Here is aan die werk. Die Here is aan die beweeg. Hy kom nie met shame na ons doen, hy kom nie met veroordeel aan nie. En nou, hier's die hoop wat ek het. Twyfelaars is soms die grootste ontdekkers. Twyfelaars is soms die grootste ontdekkers. As jy met jou twyfel na die Here toe kom, gaan jy een van jou grootste geloofsontdekkings in jou lewe maak. Jy gaan ontdek hoe God aan die werk is en hoe God betrokke by jou lewe is en hoe hy jou nog nooit gelos het nie. Mense sê, ek glo nie meer nie, hulle sê, God gee nie meer om nie. Ek het nou die dag ou gehad wat gesê het, alles is 'n illusie. Maar hulle sê dit wanneer hulle op hulle seerste plek is, en dan dink ons, nee, hierdie ou is nou van die pad af. Nee, as jy daar jou hart oopmaak in jou twyfel, kom ontmoet die Here jou, want dis wat hy doen. Hy kom na jou toe en hy sê, ek wil jou ontmoet, ek wil my hand op jou lewe sit. En gewoonlik wanneer ons gewond is, kyk ons skeef na die wêreld. En nou kom die Here en hy sê, raak net rustig. Ek sien die storms om jou. Jy dink die boot gaan sink.
maar ek is op die boot. Blinde sien, dowes hoor, manne word gered, huwelike word herstel, besighede word opgetel. Die Here gee vir mense nuwe werk, hy's aan die werk, en hy's besig. Moenie jou finale geestelike besluit maak op 'n tydelike emosie. Meneere, luister mooi, en ek gaan hom bietjie donkerder vat. Moenie 'n finale lewensbesluit maak op wat 'n bank, of op wat jou vrou, of wat jou werk sê. Hoor jy nou? Ek wil hierdie moet insink. Die Here is besig om hier spesifiek met 'n ou te praat, dalk meer as een. Moenie finale lewensbesluite neem op wat mense, 'n bank, 'n besigheid, 'n diagnose of 'n prognose sê. Moenie dit doen op 'n donker dag nie, want dis die dae wat ons die minste helder sien. Dis maklik om lekker te sien. Nou hier's die uitkoms waarheen ons moet gaan. En dit klink so religious. Ek is so bang vir godsdienstige taal want dit klink altyd so plastiek, maar hoor gou hierdie ene, bly by Jesus. Stick to him. Sê vir jouself, I shall not be moved. Sê vir jouself, ek gaan net vas, ek verstaan niks wat om my aangaan nie. Ek het nie antwoorde vir alles nie. Dalk is jy op 'n baie goeie plek vandag, deel hierdie boodskap met 'n ander, maar hier's manne vandag hier wat moet hoor, as jy twyfel, is die Here by jou. En stiek net by hom. Geloof beteken nie jy moet al die antwoorde hê nie. Geloof beteken ek bly by die Here. Ons het hierdie idee dat as ek geloof het, moet ek al die antwoorde hê, moet ek al die tekste kan quoteer, moet ek dit laat klink asof alles oukei is. Alles is baie daar nie in 'n mens se lewe oukei nie. Ek weet nie van julle nie, ek stoei daarmee. Alles is nie in my kop uitgewerk nie. Ek het nie 'n godsdienstige antwoord vir alles wat ek deurgaan op die oomblik nie. Maar ek het een ding wat ek weet, my verlosser lewe. Dis alwaarna ek vashou. Ek roep dit vir myself uit. Ek praat met myself. Ek staan in die stort in die oggend en dan wanneer daai water in my kop slaan elke dag van my lewe, dan sê ek, goeiemôre Heilige Gees, dankie dat U by my is. Ek weet U leef, U is by my. Ek het nie 'n klou hoe ek deur vandag gaan kom nie, maar ek weet U is daar. En dan kom ons en ons begin net saam met die Here stap. En ons begin net sonder om al die antwoorde te hê. Stap net saam met die Here, want daar's dinge wat ek en jy nie verstaan nie. Maar geloof laat jou aanhou stap saam met die Here. Bly by hom. Bly by die Here met jou vrae. Ek gaan nou klaar maak. Geloof is nie sekerheid nie. Geloof is God se nabyheid. Dis net, ek weet die Here is by my. Toe ek met Philip moes praat, voor hy in 'n koma gegaan het, was my woorde aan hom, Philip, ek het nie 'n klou hoe hierdie goed gaan nie. Maar so naby as wat ek nou aan jou is, ek vat nie aan mans nie, ek het sy hand vasgehou. En sê, so naby is die Here aan my. Die Here is by jou. Ek weet met wie ek loop. So, vir die twyfelaars, onthou, nie hou op twyfel nie, maar bring jou twyfel saam met jou na Jesus toe. Jy hoef nie alles reg te kry nie, jy hoef nie alles reg te bely nie. Jou vrae is veilig by hom. Jou verhouding is vas met hom. En as jy nog twyfel vanmôre of is hy reël, dan is jy op die regte plek vanoggend, want vanoggend wil hy sy hart aan jou openbaar en sê, gee my 'n kans. Gee my 'n kans. Hierdie is nie 'n bekeringsboodskap nie, hierdie is 'n insigboodskap. Gee die Here 'n kans. Nooi hom in. Nooi hom in daai saak in. Daai innooi is nie hierdie groot revelation en hierdie groot openbarings en die groot goed wat gebeur nie. Die innooi is,
Ek sê, Here, ek het nie 'n klou hoe nie. Maar ek weet my verlosser lewe. Ek het nie 'n klou nie, maar ek gaan op U bly vertrou. Ek het nie 'n klou nie, maar kom met my twyfel, dat ek U hart vir my kan ontdek. Want twyfelaars is soms die grootste ontdekkers. En mag jy in hierdie week wat voor lê, ontdek, dat die Here by jou lewe betrokke is. Kom ons sit so, dan maak ons net ons oë toe vir die oom. Sluit jou net af van die ouens om jou, dis maar al waaroor die oë toe maak is. Dan sê jy vir die Here, hier is ek. Hier is my twyfel. Hier is my sukkel. Hier is my vraag. Kom ons doen dit vir 'n minuut, elkeen self vir die Here. Ek wil jou vra om baie prakties te wees met vandag se woord. Weet jy wat? As jy sukkel om clarity te kry, want dis manne wat dit dringend moet doen. Sê vir een van hierdie ouens hier of 'n buddy wat jy ken en vertrou, sê vir hom ek het nodig om te praat. Ek sukkel om clarity te kry. Nommer 2, begin met jouself praat. Dawid het met homself gepraat. Hy het gesê, my siel, waarom buig jy jou neer? So praat met jou eie hart. Dit is nodig. Partykeer moet ons harte aanvat, né? Sê vir jouself, waarom buig jy jou neer? Fokus op hom. Maak 'n nuwe kommitment. Jy kom nie van vooraf tot bekering nie. As jy iewers vir die Here ja gesê het, is jy sy laaitie. Okay? So dit is nie 'n oorbekering nie, dis 'n kop draai net weer en sê, Here, ek verklaar vandag dat ek glo in hierdie tyd van my twyfel dat U by my is. Dis al wat die Here van my vra. Want dan skep jy 'n geleentheid om sy hart vir jou te ontdek. En wat ons nou gedoen het, daai eenvoudige 1 minuut waar jy net stil word. Daai kan julle onthou, ek het in die begin met julle gepraat oor reset. Waar ek net gaan sit op die rand van my bed en sê, wat gaan in hierdie kop van my aan? Ek nooi die Here in. En die Here in te nooi beteken nie die antwoorde dadelik nie. Jy nooi die Here in sodat hy vir 'n verandering die proses kan lei en 'n verskil in jou hart kan maak. Okay. Nou, ek is nie daai tipe ou nie, maar want hulle is die charismatiese ouens ek nie. Maar draai na die ou langs jou toe en sê net vir hom, laat jy dit hoor, die Here gaan jou nie drop nie. Kom ons sê dit bietjie vir mekaar. Die Here gaan jou nie drop. Het iemand dit vir jou gesê? Die Here gaan jou nie drop. Hoor jy dit? Die Here is getrou, meneer, kom ons bid saam. Dankie dat U ons ontmoet in ons twyfel. En dankie dat U ons nie kom grind nie, maar dat ons net van U liefdevolle hart bewus kan wees. Dankie dat U getrouheid ons sal dra. Ons kom vandag met miskien 'n sweterjong vrae, onsekerheid, goed wat pla. Kom ons na U toe en ons weet U leef. Ons wil dit sê. Ek weet my verlosser leef. Ek weet daar's storms, ek weet daar's kopstorms, daar's kopspasies wat nie gesond is vanoggend nie. Ons nooi in dit in, bring vir ons clarity, en roep uit vrede, sodat hierdie storm nou kan stil word. Ek wil bid, hier's manne wat voorsiening nodig het.
Ek wil bid, Here, dat U ons sal help om dit raak te sien en by te staan. Maar ek wil bid vir wonderwerke rondom werk, rondom besigheid en dan spesifiek in huwelike. Dat daar vrede in huise sal instap in hierdie dag. En dat ons as manne die agente van U vrede sal wees. Dankie dat party besighede vandag die wonder sal beleef dat daar guns op 'n besigheid gaan kom oor hierdie manne daar werk en deel van daai span is. Help ons om net U vrede en U genade en U goedheid saam met ons te dra. Bid vir seën, vir U goedheid en U guns, elkeen van hierdie ouens. In Jesus naam. Amen. Amen.